Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2:00. Goeiedag luisteraars. Baie welkom by ons program vandag. Die tema wat ek vandag met julle wil deel is: Jou het die Here uitverkies. Ek wil begin deur vir julle te lees Deuteronomium 14 vers 2. Want jy is 'n volk, heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolke te wees, uit al die volke wat op die aarde is. Hierdie gedeelte borrel in my gees op, elke keer as ek dit lees. Ek bly opgewonde raak oor die woorde, jou het die Here uitverkies. Is dit nie wonderlik nie? Ek is uitverkies. Dit laat my voel ek behoort. En in 'n wêreld waar ek altyd eenkant is en nie inpas nie, is hierdie 'n lofenis vir my siel, want iewers is daar vir my 'n plekkie waar ek nie weird gaan wees nie. 'n Plek waar ek nie anders gaan wees nie. 'n Plek waar ek aanvaar word. En dan kom jy besef hoekom ek dalk weird is, anders is en nie inpas nie. Want ek is deur God geheilig en uitverkies. Maar wat beteken dit om uitverkies te wees? Uitverkies beteken God het jou gekies vir 'n spesifieke doel. Het jy al ooit gevoel jy is net 'n nommer in die skare, dat niemand jou raak sien nie? God sê vandag vir jou, ek het jou gekies. Nie toevallig nie, nie per ongeluk nie, maar doelbewus. Uitverkiesing is nie 'n titel nie, dis 'n roeping. Dit beteken jy dra 'n hemelse identiteit en 'n spesiale doel op hierdie aarde. Efesiërs 1 vers 4 tot 5 bevestig dit vir ons. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor hierdie wêreld geskep is, het God jou naam geken. Jy was in sy plan voor jou geboorte nog. Jy is nie 'n reaksie op 'n probleem nie. Jy is deel van God se oorspronklike ontwerp. In 1 Petrus 2 vers 9 staan dit, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Jy is nie net gekies nie, jy is ook koninklik. Jy dra 'n koninklike roeping om God se lig te dra in hierdie donker wêreld. Dink aan 'n kroon. Dis nie vir almal nie. Dit is net vir diegene wat uitverkies is. So baie mense glo die leuen dat hulle 'n fout is. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is doelbewus gekies. Ons moet die leuen aanspreek. Baie mense voel soos 'n mislukking, verwerp deur hulle families, of net nie goed genoeg nie. God se woord breek daardie leuen. Jy is nie 'n fout nie, jy is nie 'n plan B nie, jy is 'n meesterstuk. Psalm 139 vers 16 sê, U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek was hulle almal opgeskrywe. Elke detail van jou lewe is deur God beplan, selfs jou uniekheid. Ons moet onthou dat mense se opinies tydelik is, maar God se keuse is vir ewig. Maar as God my uitverkies het, hoekom voel ek soms so anders? En hoekom pas ek nie in nie? Dit bring ons by die volgende deel, die spanning tussen die wêreld en jou roeping. Matteus 20 vers 16 sê, so sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min is uitverkies. God roep baie, maar nie almal kies om die roeping te volg nie. Uitverkiesing vra 'n reaksie en 'n keuse om anderster te leef. Die keuses wat ons het is, jy kan probeer inpas in die wêreld
en jou roeping stil maak. Jy doen dinge wat bots met jou gees net om aanvaar te word. Jy probeer normaal wees, deur baie vriende te hê en almal se pel te wees. Die gevolg daarvan is, jy verloor jou geestelike identiteit en jy voel leeg, al lyk dit of jy inpas. En jou tweede opsie is, jy kan kies om in God se salwing te beweeg. Dit beteken jy aanvaar jou uniekheid en jy stap in jou skepingsdoel. Jy leef vir God se goedkeuring, nie vir mense se applaus nie. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek nou die guns van mense of van God? Romeine 12 vers 2 praat van hierdie transformasie en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die wêreld druk jou in 'n vorm. Dis is 'n malle vorm wat sê jy moet lyk soos ons, praat soos ons, dink soos ons. Maar God sê, word vernuwe. Maar hoe word ons dan vernuwe? Deur God se woord, deur gebed en deur die Heilige Gees wat jou denke verander. Die uitdaging dan, hou op om soos 'n vierkantige blokkie in 'n ronde gaatjie te probeer pas. Stel jy voor, jy probeer daai vierkantige blokkie in 'n ronde gaatjie in te druk. Dit werk nie en is frustrerend, dit sal nooit pas nie. So is dit wanneer jy probeer inpas in 'n wêreld wat nie jou roeping verstaan nie. Jy is anders omdat jy geheilig is. Johannes 15 vers 19 sê, as julle van hierdie wêreld was, sou die wêreld sy eie lief hê, maar omdat julle nie van hierdie wêreld is nie, daarom haat die wêreld julle. Anders wees is nie 'n straf nie, dit is 'n teken van uitverkiesing. Ek vra die vraag vir elkeen vandag, waar probeer jy nog inpas? By jou werk, in jou vriendekring, dalk op sosiale media. En die uitdaging wat ek stel is, kies vandag om jou roeping te omhels. Sê ek is nie hier om almal se pel te wees nie. Ek is hier om God se kind te wees. Handelinge 5 vers 29 sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. As ek sou ophou om te probeer inpas, wat doen ek dan? Hoe leef ek as 'n uitverkorene? En dit bring ons dan by die volgende deel, die waarde van ons uniekheid. Ek lees Psalm 139 vers 14. Ek loof U, omdat ek so wonderbaarlik gemaak is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit goed. Jy is nie 'n kopie nie. Jy is die oorspronklike meesterstuk van God. Het jy al ooit gewens jy is soos iemand anders? Het jy al gedink, as ek maar net soos hulle was, sou ek dalk meer aanvaar word? God het jou uniek gemaak met 'n rede, en daardie uniekheid is jou krag. God het elke aspek van jou menswees perfek ontwerp vir sy doel. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Jou persoonlikheid, jou talente, selfs jou andersheid is deel van God se plan. Jy is nie 'n mislukte weergawe van iemand anders nie. Jy is 'n doelbewuste skepping. God is die pottebakker en hy vorm elke kleipot met 'n spesifieke doel. Hy het jou nie gemaak om soos iemand anderster te wees nie. Jou andersheid is jou salwing. Moenie dit wegsteek nie. Baie mense probeer hulle uniekheid wegsteek om in te pas. En elke keer as jy jou uniekheid wegsteek, dan verberg jy die salwing wat God op jou lewe geplaas het. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 sê, daar is verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Jou gawes is anders, jou roeping is anders,
En dit is goed. Hou op om jou lig onder 'n maatemmer te sit. Laat dit skyn. Dink bietjie aan 'n skaakbord. Elke stukkie het 'n unieke rol. Die koning, die koningin, die perde, die pionne. As die pion probeer om 'n koningin te wees, verloor die spel se balans. Elke stuk is nodig om die doel te bereik. Net soos jy op God se skaakbord. Jou rol is uniek. Moenie probeer iemand anderster se rol speel nie. Jy gaan net gefrustreerd wees. Ek vra vandag die vraag vir elkeen: waar probeer jy nog soos iemand anderster wees? Waar vergelyk jy jouself met ander mense? En die uitdaging is, omhels jou uniekheid en dank God daarvoor. Sê ek is wonderbaar gemaak, ek is uniek, ek is uitverkies. So kom ons gaan kyk, hoe lyk iemand wat uitverkies is? Hoe verskil hulle van die wêreld? 3 praktiese stappe om as uitverkorenes te lewe. Die eerste een is, dien God met dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Dankbaarheid hou jou gefokus op God se goedheid en nie jou tekortkominge nie. Begin jou dag met gebed van dankbaarheid. Dit verander jou houding en hoe jy dinge sien. Die tweede ene, pas in by hom en nie by die wêreld nie. Johannes 15 vers 19 sê, as julle van die wêreld was, sou die wêreld se eie lief hê. Jy is nie geroep om die wêreld se goedkeuring te soek nie. Kies jou standaarde volgens God se woord, nie volgens sosiale media of die kultuur nie. En die derde ene, ontwikkel jou geestelike gawes, volgens 1 Korintiërs 12 vers 7. Aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Jou gawes is jou instrument om God se doel te vervul. En jy ontwikkel daardie gawes deur tyd te spandeer in gebed en Bybelstudie. Sluit aan by 'n bediening waar jy jou gawes kan gebruik. En wees bereid om te leer en te groei. Jou roeping is God se keuse. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel dat julle moet gaan en vrug dra. Jy is nie net gekies om te sit nie. Jy is gekies om vrug te dra. En vrug dra beteken liefde wys, geloof uitleef, ander bedien. 'n Boom wat vrug dra, doen dit natuurlik omdat dit gewortel is. En net so moet ons gewortel wees in Christus, sodat ons kan vrug dra en dat daai vrugte natuurlik sal voorkom. Hoe lyk jou daaglikse lewe? Wys dit dat jy uitverkies is. Maak 'n besluit vandag om jou identiteit in Christus te lewe en in hom gewortel te wees. Ek is uitverkies, ek is geheilig, ek is geliefd en ek gaan so leef. Uitverkiesing is nie net 'n status nie. Dit is 'n roeping tot aksie. Jy is gekies om te skyn, om te dien, om vrug te dra. Here, help my om as uitverkorene te leef. Nie net in woorde nie, Here, maar ook in dade. Ek lees weer vir ons, jou het die Here uitverkies. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is doelbewus uitgekies om sy kind te wees en om sy lig te dra. Omhels jou identiteit in Christus. Hou op om te probeer inpas in 'n wêreld wat jou nie verstaan nie. Jy is geheilig, uniek en geroep om vrug te dra. Jy hoef nie meer te lewe vir mense se goedkeuring nie. Leef vir God se roeping. Ek sluit af met 'n gebed.
Hemelse Vader, ek kom vandag voor U met 'n hart vol dankbaarheid. Dankie Here dat U my uitverkies het, nog voordat hierdie wêreld geskep is. Dankie dat U my geroep het om U kind te wees, heilig en uniek. Ek kies vandag om nie meer te probeer inpas by hierdie wêreld nie, maar om in U salwing te wandel. Ek gee my planne, my drome en my lewe aan U. Gebruik my tot U eer. Laat my skepingsdoel in U volmaak word. Ek bid dat U my help om vrug te dra, om lig te wees in 'n donker wêreld en om altyd U stem bo alle ander te hoor. In die naam van Jesus Christus. Amen.